Grondpad Geloof. Vriende, hartlik welkom. Ons reis saam met mekaar in die skoene van die geloofshelde van die Ou Testament, op soek na insig oor hulle geloofservaring. En ons lees vanoggend verder uit Genesis. En ons begin in hoofstuk 27. Toe Isak baie oud was en al blind was, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê: "My seun." En Esau het geantwoord: "Hier is ek." En Isak het vir hom gesê: "Kyk, ek is al baie oud en ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie. Vat nou jou skietgoed, jou pyl en boog en gaan veld toe en skiet vir my 'n stukkie wild. Kom maak dit dan vir my lekker gaar, soos ek daarvan hou, en bring dit vir my, dat ek dit kan eet en jou kan seën voor ek sterf." Rebekka het gehoor wat Isak met sy seun Esau praat, en toe Esau veld toe is om te gaan jag, het sy met haar seun Jakob gepraat en vir hom gesê: "Luister, ek het gehoor jou pa praat met jou broer Esau. Hy het vir hom gesê: gaan haal vir my 'n stukkie wild en maak dit vir my lekker gaar, dat ek dit kan eet en ek jou dan in die teenwoordigheid van die Here kan seën voor ek sterf. Nou moet jy na my luister, my seun, en doen wat ek vir jou sê. Ga na die kleinvee toe en bring vir my 2 vet bokkies. Dan sal ek hulle lekker gaar maak soos jou pa daarvan hou. Jy moet dit dan vir hom vat, dat hy dit kan eet en jou kan seën voor hy sterf." Toe sê Jakob vir sy ma Rebekka: "Maar my broer Esau is harig en ek is glad nie. Miskien sal pa aan my voel en dan dink ek skeer die gek met hom, en so sal ek 'n vervloeking oor my bring en nie 'n seën nie." Sy ma het vir hom gesê: "As daar 'n vervloeking is, sal dit oor my kom, my seun. Luister jy net na my en loop vang die bokkies vir my." Hy het die bokkies gaan vang en vir sy ma gebring, en sy het hulle lekker voorberei soos sy pa daarvan hou. Toe vat Rebekka haar oudste seun Esau se beste klere wat sy by haar in die huis gehad het, en trek dit vir haar jongste seun Jakob aan. Sy het die bokvelletjies om sy hande en sy kaal nek vasgemaak, en die lekkerny en die kos wat sy voorberei het vir Jakob gegee. Hy het toe na sy pa toe ingegaan en gesê: "Pa." Toe sê hy: "Ja, watter seun is jy?" En Jakob het geantwoord: "Ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het. Kom sit nou regop en kom eet van my wildsvleis, sodat pa my dan kan seën." Maar Isak het vir hom gevra: "Hoe het jy dan die wild so gou gekry, my seun?" En Jakob het geantwoord: "Die Here, u God, het my dit laat raakloop." Toe sê Isak vir Jakob: "Kom nader, dat ek aan jou kan voel, my seun, of jy my seun Esau is of nie." Jakob het nader gegaan na sy pa Isak toe, en toe hy aan hom voel, sê hy: "Die stem, dis Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande." Isak het nie vir Jakob herken nie, want sy hande was harig soos sy broer Esau se. Isak het toe vir Jakob geseën. Isak het vir hom gesê: "Jy is tog my seun Esau." En Jakob het gesê: "Ek is." Toe sê Isak: "Gee die wild aan dat ek daarvan kan eet, my seun, en jou dan kan seën." Hy het dit vir hom aangegee en Isak het dit geëet. En Jakob het vir hom wyn gebring en hy het dit gedrink. Isak het vir hom gesê: "Kom nader en soen my, my seun." Hy het nader gekom en hom gesoen, en toe die reuk kry van die klere wat Jakob aan het, het Isak hom geseën en gesê: "Kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk, die veld wat deur die Here geseën is. God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, die koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig, oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig.
wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, en wie jou seën, sal geseën wees. Toe Isak vir Jakob klaar geseën het, en hy nog skaars by sy pa Isak uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. Ook hy het 'n lekker ete voorberei, en sit dit vir sy pa voor. Esau het vir sy pa gesê, sit regop, pa, en eet van pa se seun se wildsvleis, sodat pa my dan kan seën. Toe vra sy pa Isak, wie is jy? En hy antwoord, pa se seun Esau, pa se oudste. Isak was toe baie ontsteld en hy vra, maar wie het dan die wild geskiet en dit vir my gebring? Ek het daarvan geëet net voor jy gekom het. Ek het hom geseën en hy sal geseën bly. Toe Esau hoor wat sy pa sê, het hy hard en bitter begin skree en by sy pa gepleit, pa, seën my tog ook. Maar Isak sê vir hom, jou broer het my kom bedrieg en toe het hy jou seun gevat. Esau het geantwoord, hy word tereg Jakob genoem. Hy het my al 2 keer bedrieg. Hy het my reg as eersgeborene gevat en nou het hy my seun gevat. Toe vra Esau, het pa nie nog 'n seun om vir my te gee nie? Isak het vir hom gesê, ek het hom alreeds aangestel om oor jou te heers en ek het sy hele familie vir hom as sy onderdane gegee. Ek het hom van koring en wyn voorsien. Daar is niks wat ek vir jou kan doen nie, my seun. Ons lees verder in Genesis hoofstuk 28. Jakob is toe van Berseba af weg Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het toe gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en die engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei en in jou sal en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders as die huis van die God nie. Vanoggend staan ons in die skoene van Jakob. Ons geloofsreis het begin om te vra, ons ontmoet Abraham, toe sy seun Isak en nou sy seun Jakob. En vanoggend gee ons 'n volgende paar tree in die skoene van Jakob. So, ons onthou, ons storie het begin daarby dat Abraham het die opdrag gekry om te trek. En God het aan hom sekere beloftes gegee. En wanneer ons dit onthou, dan maak die storie vir ons nou verder ewe skielik sin. Want Abraham het toe 'n seun Isak gehad. Isak was getroud met Rebekka en hulle het 2 seuns gehad, Jakob en Esau. Esau was eintlik die eersgeborene, maar Rebekka was liewer gewees vir Jakob. Jakob se naam beteken egter bedrieër en hy het nogals hierdie naam redelik goed gestand gedoen met sy optrede. Miskien dink jy ook, maar kan so 'n persoon dan regtig as 'n geloofsheld beskou word en later in die Nuwe Testament onder die geloofshelde benoem word in Hebreërs hoofstuk 11? Interessant genoeg stel Jakob se ma Rebekka nou nog 'n poging van bedrog vir Jakob voor. Mens sal dink as Jakob se naam bedrieër is, sal hy die bedrog initieer, maar nie. Jakob se eie ma Rebekka kom met die voorstel na vore. Sy het gehoor dat Isak sy eersgeborene seun wil seën voordat hy sterf, maar terwyl Esau dan die maaltyd vir sy pa
voorberei, hier kom Rebekka en sy tree ook toe. Nou, Jakob help ook nie sy ma reg deur te sê nee ma nie. Aanvanklik vra hy, is dit regtig reg om dit te doen? Maar hy gaan ook nie sy ma teë en sê dis verkeerd nie. Hy stem in by sy ma se verkeerde plan om sy broer en sy pa in die proses te bedrieg. En nou beveel sy vir Jakob om te maak asof hy Esau is, sy pa te bedrieg, die eersgeborene reg as en die seun te onderskep. Hy maak toe presies so en hy slaag daarin. Sy pa Isak het aanvanklik huiwerig opgetree om hom te seën. Want hy vra, hoe is dit dan dat jy so gou die wild gekry het? En Jakob antwoord, die Here, u God, het my dit laat raakloop. Hoor jy hoe eskaleer 'n leuen? Aanvanklik sou hy net maak of hy Isak is. Nou kom hy en verdraai die feite nog verder en motiveer dit in die naam van die Here. So Jakob kwalifiseer sy leuen nog dan in die naam van die voorsienigheid van die Here. Miskien is dit net ek, maar dink jy ook regtig Jakob? Kan 'n mens dan nog so lieg en die naam van die Here daarby voeg? Ek dink nie so nie. Jy sien, wanneer sy pa sê dat hy is onseker of dit werklik Esau is, help Jakob hom ook nie reg en sê eerder ek is nie. Hier het Jakob weer die kans gehad om na vore te kom en te sê ek is Jakob. Maar nou kom hy en kwalifiseer homself doelbewus met die woorde en sê ek is Esau. Is dit net ek? Of dink jy nie dalk dat Jakob kom skets vir ons 'n prentjie van hoe 'n geloofsheld presies nie behoort op te tree nie? Jy sien, Jakob verdraai die waarheid dan intentioneel om die voordeel op die spel vir homself te wil toeëien. Maar ons kan, alhoewel ons Jakob se naam sien in die benoeming van geloofshelde in Hebreërs 11, kan ons dit nooit regverdig dat onreg in die naam van die Here gepleeg word nie. Esau kom uiteindelik met die maaltyd wat hy voorberei het, reg om sy pa te bedien en Isak dan om die seun te bring wat sy seun Esau kan ontvang. Toe Isak vir Jakob klaar geseën het hy nog skaars by sy pa Isak uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. Ook hy het 'n lekker ete voorberei en dit vir sy pa gevat. Isak kom toe agter, maar hy is bedrieg. Sy seun Jakob het aanspraak gemaak alreeds op Esau se seun. En nou verduidelik hy dit. Hy sê ek het hom geseën en hy sal geseën bly. Toe Esau hoor wat sy pa sê, het hy hard en bitter begin skree en by sy pa gepleit, pa, seën my tog ook. Maar Isak sê vir hom, jou broer het my kom bedrieg en hy het die seën van jou gevat. En ewe skielik, nou sien ons nie net die oorweging nie, maar Esau self wat reken dat Jakob sy naam gestand doen. Hier kom Esau en gee vir ons 'n prentjie van wat nou in sy hart aangaan. Nou het Esau geantwoord, hy word tereg Jakob genoem. Hy het my nou al 2 keer bedrieg. Hy het my reg as eersgeborene gevat en hy het nou ook my seun gevat. En nou is Jakob in die moeilikheid. Hy besef ek het groot droog gemaak. En Jakob moet vlug, want sy broer Esau wil hom doodmaak. Maar nou vlug hy na sy oom Laban toe. Ons lees daarvan in vers 42. Daar is aan Rebekka vertel dat haar oudste seun gesê het, sy het haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê, pas op, jou broer Esau is op die wraak uit, hy wil jou vermoor. Luister na my, vlug na Haran toe, na my broer Laban toe, dis Jakob se oom. So Jakob se ongehoorsaamheid verander nie God se beloftes nie. Hy herroep nie sy verbond nie. Is dit net ek of dink jy nie ook
dat Jakob dalk net te ver gegaan het nie, net al te veel droog gemaak het nie. Maar nou kom Isak en herhaal die beloftes wat God aan sy vader Abraham gemaak het, nou aan sy eie seun Jakob. God, die Almagtige, sal jou seën. Hy sal jou vrugbaar maak en jou 'n groot nageslag gee. Jy sal 'n baie groot volk word. Hy sal jou die seën laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as 'n besitting ontvang. Nou, op pad na Laban toe, droom Jakob 'n interessante droom. En onthou, hy het nie 'n voertuig om mee te ry nie. Hy moet honderde kilometers af lê en nou op hierdie roete slaap hy sommer waar hy kom. En nou, die een nag droom hy. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en die engele van God klim op en af met hierdie leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is, wie? Die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Nou, kom ons druk vir 'n oomblik pause hier en spring na die Nuwe Testament toe. Dan vergelyk jy die woorde van Jesus, wat gesê het, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en die engele van God sien op en af klim na die seun van die mens toe. Die inhoud van die droom herinner aan Jesus se woorde aan Nathanael in Johannes 1 vers 51. Want in Nuwe Testament terme is Jesus die seun van die mens deur wie mense op die aarde met God daar in die hemel versoen kan word. En Paulus sê weer op sy beurt, as ons dan aan Christus behoort, is ons dan die nakomelinge van Abraham, erfgename van die belofte. Volgens Paulus is gelowiges deel van God se verbondshandeling deur die eeue wanneer hulle aan Christus behoort. Jy sien, God self kom herbevestig die beloftes van Abraham nou aan Abraham se seun Jakob. Ons het eers gehoor aanvanklik dat God hierdie beloftes aan Abraham gemaak het. Toe hoor ons dat God hierdie beloftes ook van toepassing is nou op Isak. Nou Isak kom voor hy sterf en herbevestig die beloftes aan sy seun Jakob. En nou kom God na Jakob toe en sê, jou pa het nie net hierdie woorde vir jou gesê nie, maar ek sê vir jou, hier ontmoet ek jou en herbevestig vir jou hierdie beloftes. Ek sal die grond waarop jy nou lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei en in jou en in jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. So, nou kom God self na Jakob toe, ten spyte van alles wat hy droog gemaak het, en herbevestig dieselfde belofte ook nog aan Jakob, om te sê, ek is getrou, ongeag jou ontrouheid aan my belofte handeling. Die beginsel is primêr God se getrouheid, nie mense se ontrouheid nie, want God is die een wat steeds sy beloftes onthou en dit in stand hou. Watter troos bied dit nie vir jou en vir my dat God sy beloftes onthou nie, ook wanneer ek en jy ontrou is. Maar Jakob het geskrik, want hy besef toe, maar hier het ek met God self te doen. God is hier teenwoordig, as God sy beloftes aan my kom herbevestig. Hoe dikwels gebeur dit nie dalk dat ek en jy ook lewe sonder om regtig rekening te hou met God se teenwoordigheid nie. So Jakob arriveer toe by Laban. Daar ontmoet hy sy vrou, of as jy dink aan die storie, moontlik sy vroue. Maar hier staan Jakob nou aan die ander kant van bedrog. Hier word Jakob self bedrieg, want Jakob wou graag met Lea trou en hy werk vir sy oom Laban. Die oom Laban bedrieg hom en gee vir hom die ander dogter Rachel. Daarna moes hy weer werk om vir Lea as vrou te mag neem. En hier keer die situasie om.
Jakob, wie se naam bedrieger beteken, is hier nie die een wat bedrieg nie, maar die een wat wel bedrieg sou word. Jakob se naam verander egter na Israel, want ons sien die verhaal sou uitspeel deur die geskiedenis, dat Jakob se 12 seuns die 12 nasies van Israel sal verteenwoordig. Dan hoor ons in vers 28, dat die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en mense 'n stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. Jy sien, Jakob word dan ook genoem in Hebreërs as 'n geloofsheld, ten spyte van al die swakker keuses wat hy gemaak het. Al was Jakob nie altyd aan God getrou nie, het dit niks verander aan God se getrouheid teenoor Jakob nie. Vanoggend, wanneer ons Jakob se storie saam met mekaar lees, vra ons, wat kan ons saamneem? Eerstens wil ek vir jou kom uitwys, dat God is getrou aan sy beloftes. God is 'n God wat sy beloftes onthou. God is die een wat teenwoordig is. Al hou ek en jy nie altyd rekening met God se teenwoordigheid nie, is God steeds die God wat teenwoordig is. Jesus in die Nuwe Testament is die weg na God toe. Hy is die leer wat hemel en aarde aan mekaar verbind. Deur Jesus se getrouheid aan die kruis, kan my en jou ontrouheid deur geloof in hom vergewe word. En volgens Paulus is ek en jy wat aan Jesus behoort, erfgename van God se beloftes aan Abraham, wat beteken God se genade is vir my en vir jou genoeg. Mag ek en jy, wanneer ons op die grondpaaie van geloof stap, wanneer ons miskien gekonfronteer word met worsteling of twyfeling, onthou dat God is saam met my. Hy is teenwoordig en daarom kan ek volhard op die pad van geloof. Amen.